wat ek noem 'n rou geloof. Die probleem wat ons mee sit, die kerk, die georganiseerde kerk en die teologie, het die geloof al so geformaliseer, dat ons glo, ons sin glo ons, daar is net een manier hoe jy God kan leer ken, dis die gedoop word en gekatekiseer word en ons het seker stelsels, al die kerk het stelsels hoe jy lidmaat word, belydenis-lidmate en geloofslidmate en hooplidmate en allerlei goedes. Want dan is geloof en God kan nie so in 'n boksie ingesit word nie. So ek wil vanoggend 'n bietjie daaroor met julle praat. In die tyd van Jesus het hy natuurlik gewerk daar rondom die see van Galilea. En hy het baie gewild begin raak, want hy het wonderwerke gedoen en hy het mense gesond gemaak en alles goed, en hy het baie gewild geraak. En op 'n dag was hy oorkant gewees, en hy kom terug na die Kapernaum kant toe, daar waar hulle gebly het. En daar was 'n belangrike ou gewees, Jairus was sy naam. En sy dogtertjie het op sterwe gelê. En dit was 'n baie belangrike saak gewees, want hierdie Jairus was nie sommer enige ou nie. Hy was 'n belangrike ou gewees. Hy was 'n raadslid van die sinagoge. Daar in Kapernaum, Petrus se skoonmaat het so oor in die sinagoge gebly. So ek neem aan, Jesus het daar by Petrus se skoonmaat gebly. Die sinagoge was nie oor in die pad. Vandag as jy nie oorbly gesien in die sinagoge. En hierdie ou se dogtertjie, daar was baie groot belangstelling. Toe die Jairus vir Jesus soek, die mense saamgedrom, honderde, baie mense. En hierdie Jairus het 'n beroep op Jesus. Want hy is 'n Joodse ou. En hy gaan nou vir Jesus wat hy wil, hy sê asseblief, my dogtertjie lê op sterwe. Kom na my huis toe, kom raak haar aan om doen iets met haar. Hierdie gedeelte lees ek in Markus 5. Ons lees daar Markus 5 vanaf vers 24. 'n Groot menigte het agter hom aangegaan en hulle het van alle kante af teen hom bedruk. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloei gely het. Hierdie vrou, onbekende vrou, niemand weet wie sy is, maar sy ly al 12 jaar lank aan bloedvloei. En dis van daai tyd se jare is dit 'n geweldige probleem gewees, want as jy bloedvloei gehad het, dan was jy onrein. As jy onrein was, kon jy nie tempel toe gaan nie, kon jy nie bid nie, kon jy nie saam met mense wees, jy moes jy afsonder, allerlei kinders. Dit was 'n groot probleem gewees vir haar. En hierdie was in daai tyd was dit baie sulke situasies voorgekom. En by hulle die man by Bethesda, die man wat verlam was, wat al hoeveel jaar daar gelê, 28 jaar of ek weet nie hoeveel jaar nie. Maar die mense wat siek was, het 'n groot probleem gehad, want die Joodse godsdiens het die siekte geakkommodeer. Die siekte was sondig en sleg aan een kant. So dit was vir haar baie sleg geweest. Ons lees vers, sy het baie gelei onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan besteed. Sy het egter geen baat daarby gevind nie, haar toestand het eerder vererger. So vir 12 jaar lang soek sy en wonder sy kry net, sy het alles opgetrek. So hierdie vrou, dinge so opsom, sy was geestelik afgesny gewees, soos ek gesê het, as jy onrein was, kon jy nie na die tempel kom en dan die mense jou geestelik en dan, soos melaatse mense, jy is vir een kant gestoot. Sy was finansieel verarm, sy het nie meer haar medies was uitgepik. Sy het nie meer geld gehad vir dokters nie. Maar vriende het begin onttrek. Want onthou, as jy deel was van 'n sondaar, het jy ook as 'n sondaar geag. So dit aan een kant toe gedruk.
Haar familie het al begin skaam vir haar en sy was uitgelewer en sy het eintlik geen heenkome gehad. Want hoe dit gewerk het, ek sal nou verduidelik hoe dit met die priesters gewerk het. Maar hierdie vrou, vers 27, sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak. Sy het in haar angs en in haar toestand het sy gedink, hierdie ou, hy kan my gesond maak. En as ek maar net tussen hierdie mense deur worstel en net aan sy rokskant raak, dan gaan ek deel van sy dinge word, of deel van sy dinge kry. Want, het sy gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvlek opgedroog, sy het aan haar liggaam agtergekom dat sy van haar kwaal ontslae was. Sy het laat hierdie mense geworstel, aan Jesus geraak, en toe sy dan raak te voel sy word gesond. En daar sy reg. Na 12 jaar van alles getrou, word sy gesond. Nou gebeur daar snaakse ding. Jesus stop. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai gevra, wie het aan my klere geraak? Nou moet jy dink, dis honderde mense om hom. Hulle druk en hulle stoot en hulle wil almal voorwees en alles. En sy disippels het vir hom geantwoord. Jy sien tog dat mense van alle kante af teen die druk en dan vra hy nog wie het aan my geraak? Hulle wil vir Jesus sê, moenie simpel vra nie. Almal druk en stoot in jou. Maar hy vra, wie het aan my geraak? Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik. Sy dogters het iets verkeerd gedoen, want daar het sy verkeerd opgetree. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het tevore hom op haar knie geval en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, wees vir het goed van jou kwaal genees. Hier kom die vrou, meisie, hy noem haar dogter. Sonder pretensie, sonder permissie, sonder 'n voorskrif, sonder 'n plan, geen, al wat sy het, sy durf en sy daad, sy waagmoed. En sy breek alle konvensies, alle reëls van daai tyd. Want jy sien in daai tyd, die Jodese kerkgebruike het gegaan oor 'n paar dinge. Het gegaan oor heiligheid en oor reinheid en oor voorskrifte. Hoe dit gewerk het, as jy siek was, en jy het velsiekte gehad, dan moes jy wegbly van die tempel af. En as jy wil tempel toe gaan, dan moes jy eers geïnspekteer word met die priester. En as hy sien jou velsiekte is gesond, dan laat hy jou priester, dan laat hy jou tempel toe gaan. So die eerste ding wat jou belemmer het, was jou gesondheid. As jy siek was, moes jy gesond word op 'n manier. Siek mense mag nie naby die tempel gekom het. So sy mag nie naby die tempel gekom het. Dan die tweede ding was, omdat jy siek was, het hulle groot sonde gedoen. So as jy gesond geword het, moes jy eers jou sonde kon vrystel, dan moes jy 'n offer bring. Dan bring jy, dan sê jy vir die priester wat sy siek sonde jy gedoen het, die bely jou sonde, dan sê jy, okay, vir daai sonde moet jy 'n halwe bokkie slag, en 'n halwe bokkie kom offer. Bring 'n halwe bokkie en dan offer jy 'n halwe bokkie. En dan word jy geheilig verklaar deur jou offer. Dan was jy nou rein, jy was heilig, jy het jou hande gewas aan die waskom en jou voete gewas en alles gewas. En dan sal die priester jou gebed vir die Here gee. Sê hierdie man is rein en skoon, hier sou sy gebed. So die priester was die sentrale ou gewees. Dit het nie die priester gewerk. Het niks gebeur. En hierdie vrou kon nie na die priester kom nie, want haar siekte wil nie weggaan. So jy verstaan die kerk toe wat gebeur het in daai tyd. So siektes moes eers gesond word. So nie gesond geword het nie, is hulle verwerp. En daar's baie stories in die Nuwe Testament waar die melaatses moet daar buite loop. Die melaatses was so erg. Hulle moes loop en as iemand anders aankom, moes hulle skree, melaats, melaats. Ja, weet ek is melaats.
siekes het buitestanders geword, hulle is uitgeworpe, hulle het randfigure geword, soos die melaatses. Want, het almal geglo, hulle het in sonde bly lewe. So die eerste toestand wat jy moet doen, jy moet eers jou sonde gaan herken. En sê, dis my sonde is. Dan moet jy dit vir die priester gaan bely. Dan moet jy boete doen en gedoen het, jy moet 'n offer gebring het en die priester moes dit aanvaar. En al hierdie voorskrifte was in die wette opgeskryf, die priester het dit geken. So hy het in die tempel gesit. En die priester het dit alles gedoen. Die probleem wat ons het, ons kerk, die georganiseerde kerk, het net so geword. As jy nou in die Rooms-Katolieke kerk is dit nog baie meer sigbaar as in ons gereformeerde kerk. Daar's biegokkies. Elke Vrydag moet jy gaan bieg. As jy nie elke Vrydag gaan bieg nie, kan jy nie gelowige wees nie. In ons gereformeerde kerke het ons ook Sondag in dieselfde situasie. Op Sondag lees die dominee die foto met die seëngroet en die wet en alles en dan moet ons sondes bely deur 'n lied wat ons sing. Ons sondes erken, ons moet sê ons is sondigmense en dan word daar vryspraak gedoen. Die hele proses word gedoen. En inherent beheer die kerk die skuld van gelowiges. Net soos daai ding. En daar's nie plek, ons het dit vergeet, om soos hierdie vrou net te glo, die Here kan my help. Die Here kan my help. Ons het dit net vergeet, want die kerk het ons indoktrineer met hierdie sisteem van ons. Soos byvoorbeeld so'n Jacques. Hy kan nie, in die enige kerk waar ons in was, kan hy nie beleidende lidmaat word. Dis maar net die systeem is so. Dis soos dit is. Hy kan nie, en dit was een van my probleme met die kerk is. Hoekom kan my kind nie 'n beleidende lidmaat word nie? Hoekom moet hy vir die res van sy lewe 'n dooplidmaat bly? Wat beteken dit? En hoekom is die kerk so rigied? Om te sê, nee, hy kan nie sy geloof bely. En so is ons almal uitverkoop aan die kerk se voorskrifte. En Jesus, wat die voorskrifte het nie. Jesus, wat sê Jesus? My juk is sag, en hy is lig. Sit my juk op julle skouers. Nee, die loop ons almal met die kerk se jukke. En ons loop. Niemand van ons het die vrymoedigheid om net rou geloof te openbaar in God nie. Ek het baie mense wat by my kom, dan wil hulle bid vir iets, dan sê ek bid daarvoor. Dan sê hulle, nee, die dominee moet vir my bid daarvoor. Ons moet dit op hierdie manier doen. En dis nie die waarheid nie. Dis die waarheid van die ou kerk, van die Joodse kerk, van ander gelowe, maar van ons Jesus Christus. Jesus Christus het hierdie ding na die mense toegebring. Hy het gesê, geloof is nou in jou hande. Geloof is in jou hande. Want hy het gesê, ons moet hoopvol bly. Daai mense wat in die sisteem siek geword het geen hoop gehad. 12 jaar lang binne siekte gelei. Geen hoop gehad. En ons kan nie aangaan daarmee nie. Ek het nie as gelowiges, as Christene, moet weet, die geloof oopbreek, dat daar hoop vir mense is. Mense hoef nie lidmaat te wees van kerke om gelowig te wees. Mense hoef nie agtes te hê om gelowig te wees nie. Hulle kan agtes hê. Hulle kan al die goed doen. Maar ek wil nou as jy mense begin manipuleer deur kerklidmaatskap en agtes en allerlei sulke goeders, dan is jy besig om Jesus uit te verkoop. Want hy, hierdie vrou wat sy naam ons nie eens weet nie, wat net aan hom geraak het, wat die kans gevat om weer die mense te worstel net om te raak, het hy gesond gemaak. So Jesus het gekom vir bevryding. Hy het nie gekom vir reëls en regulasies nie. Hy het nie gekom vir voorskrifte nie. So al die honderde voorskrifte wat kerke vandag op ons gooi,
is onnodig. Dis nie nodig. Ons het probeer 'n kerk maak sonder reëls. Ons is informeel, as jy reëls het, want hoe werk dit? Die Heilige Gees leef in jou hart. Hoekom kan die Heilige Gees nie vir jou sê, hoekom moet hy vir die dominee sê vir haar mag nie vloek nie? Hoekom as jy vloek, moet jy vir die dominee sê, sorry, ek het gevloek. Wat is dit? Wat is dit? Werk nie. Jesus het ons kom bevry. Gaan leef 'n geloof wat bevry is van voorskrifte. Partykeer, soos my vrou, haar geloof is te groot. Haar geloof wil jy ek moet vir haar kos maak, wat dit nie kan doen nie. Maar partykeer is ons geloof 'n bietjie groot, maar ten minste moet dit rou en eg wees, sonder pretensie, sonder beheer, sonder voorskrifte, want Jesus het dit vir ons kom gratis gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat Jesus Christus mens geword het vir ons die geloof kom oopbreek en vir ons beskikbaar gestel het, dat dit vir my, gewone Jan Alleman, beskikbaar is. U sê in die skrif, elke mens wat die Here aanroep, sal gered word. Sonder voorskrifte, sonder geboue, sonder priesters, want Jesus Christus is ons middelman. Hy is die een wat ons kom red het, hy is die een wat vir ons hoop kom gee. Ons gebed is, Here, dat ons geloof oop sal wees, dat ons hoop vir mense sal bring, sodat hierdie godsdienste nie toegemaak word net vir sekere mense beskore nie. Dat ook sal wees vir onbekende vrouens wat worstel met hulle dinge al vir 12 jaar lang. Help ons om soos Jesus Christus 'n oop geloof te hê vir almal beskikbaar. Ons bid dit in Jesus Christus